Ons gaan nou die Here vereer met ons tiendes en ons offergawes. Ek wil vra Rian Donovan, julle vir ons sal help, net hier vir my hou, want ek dra by met SnapScan. Net 'n fotootjie neem. Vir die laaste klompie jare kom dit net op my hart dat ons moet bedien oor die werk van die Heilige Gees, maar ook oor die persoon van die Heilige Gees. Ons aanbid vir God Vader, God Seun en God Heilige Gees. En God die Vader het die wêreld so lief gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So ons glo in Jesus. Efesiërs 2 vers 8 sê ons is uit genade gered deur geloof. Maar hier op aarde in Johannes 16 leer dit vir ons. Sê die Here, dit is vir julle baie beter dat ek weggaan, want die disippels was so hartseer geweest dat Jesus teruggaan na sy Vader toe. Hy sê, is vir julle baie beter dat ek weggaan, want as ek weggaan, kan die Heilige Gees kom, julle helper, en hy kan in julle kom bly. Maar dan sê Jesus 'n ding, dan sê hy, en hy sal in julle bly vir ewig. En terwyl ek dit sê, wil ek sommer sê, donderdag aand, 6uur, is dit Hemelvaart, en ons gaan 'n bietjie verder hieroor praat, dat die Here sê, dis beter vir julle as ek weggaan. So donderdag aand, 6uur, het ons 'n aanddiens, en die Hemelvaartdiens, ons gaan vir julle advertensies uitstuur. Maar ons kan die vandag se boodskap net op die bord kry, want as ons praat oor die Heilige Gees, dan om die Heilige Gees vir ons te verduidelik, gebruik die Bybel beelde, en die heel eerste beeld wat die Bybel gebruik vir ons om die Heilige Gees te verstaan, is die beeld van wind, of van asem, of van gees. Want in Hebreëus, waarin die Ou Testament geskryf is, en in Grieks, waarin die Nuwe Testament geskryf is dieselfde woord vir wind, vir asem, vir gees. Nou, asem, die asem wat ons inasem en uitasem, is die eerste teken van God se teenwoordigheid in ons lewens. En baie mense, my Sonja se ouderdom, kry nou kleinkinders, en hulle raak verskriklik, hulle raak nuwe mense, hulle raak anders. Maar ek onthou toe ons kindertjies gebore is, en jy kry daardie klein lewetjie, en daai asempie, en hou jy daai kindjie vas, en daai ou koppie is hier in jou nek, en jy voel so warm asempie teen jou nek. Het julle dit al beleef? En dan slaap ons kindertjies, en dan, as jy by so 'n kindjie sit wat slaap, en jy hoor daai asempie in, uit. Nou, dis die eerste plek waar God sy lewe vir ons gee, waar hy sy Gees vir ons gee, is dat hy gee vir ons lewe. Nou, ek het saam met 'n maatjie groot geword, Francis, en ons het omtrent elke vakansie vleers gebou. En ons het nooit 'n vleer gekoop nie, ons het altyd self gebou, se ringbome, se takke,
en dan maak jy 'n kruis en jy trek hom oor met plastiek en ons partykeer vir hulle nog so 'n lekker stert aangesit en ons maak vleers en ons kyk wie se vleer kan die hoogste vlieg en daai selfgemaakte vleers werk eintlik baie goed. En 'n ander ding wat ek en hy gedoen het is ons maak van stukke plastiek valskerms en dan vat ons klippe en dan gooi die valskerm met die klip so hoog in die lug en ons sit op die dak, gooi dit hoog op die lug en dan vang die wind hom en dan val hy valskerm, maar daai plesier wat dit mens gee om die wind wat hier op aarde is te beleef en as alles net reg in daai vleer van jou hang daar in die lug, die wind hou hom daar en wie van julle het dit al gedoen, vleers gemaak en daai lekkerte wat jy het as hy daar bly, maar deur die eeue is miskien die ding waarna ons die wind die meeste mee aan verbind is in die tyd wat daar seilskepe was, as vandag nog seilskepe, maar daar was 'n tyd wat daar net seilskepe was en seilskepe nodig was vir mense om te eet, want hulle moes met hulle seilbootjies tot op die regte plekke kom om te kon visvang. En dit was ook seilskepe wat die wêreld klein gemaak het, wat mense na verskillende kontinente toe gevat het, wat ook hier in die suidpunt van Afrika, mense van Engeland en Duitsland en Holland en Frankryk afgebring het hier na die suidpunt van Afrika toe met daai seilskepe, maar daai mense op 'n seilboot was afhanklik van daai wind. En hulle het geweet op 'n sekere tyd van die jaar is al die weer reg en daar waai sekere winde, dan moet ons van daai winde gebruik maak om ons op 'n sekere plek te kry, want die wind wat seilskepe aangedryf het besluit hoe sal dit wees. Nie die mens wat die skip het nie, maar die wind. En as die wind nie waai nie, dan sit mens. Maar as die wind waai, dan kan hy jou vat na jou bestemming toe. So die eerste ding waar ons vanoggend praat is die Heilige Gees is soos wind. Die Heilige Gees is wind of gees of asem. Nou kom ons begin sommer vroeg in die Bybel in Genesis 2 vers 7. En kom ons lees hier in die begin van die Bybel wat lees ons. Ek lees uit die 2020 vertaling. Hier staan: het die Here God die mens met stof uit die grond gevorm en in sy neus die asem van lewe geblaas. So het die mens 'n lewende wese geword. So die eerste ding wat die Bybel ons leer van die lewende asem van die Gees van God wat hy in die mens sit, is dat asem gee lewe. So die Heilige Gees het gekom om lewe te gee. Want God het gekom en hy het sy asem van die lewe in die mens geblaas en die mens het lewendig geword. Maar toe die sonde kom, toe verloor die mens daai asem en die mens sterf. En die mens het eers geestelik gesterf en toe later het hulle fisies in hulle liggame gesterf. Maar hierdie het 'n goeie einde. Nou as ons dan gaan na Johannes 3 vers 8 toe, gaan na die Nuwe Testament toe, dan lees ons hier van wat sê die woord, wat sê die Here Jesus? Die Here sê die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy gaan nie. Soos elkeen wat uit die Gees gebore is. So ons het nou al gesien vanoggend dat die wind is die
of die Heilige Gees is die asem van God wat lewe gee. Maar nou kom die Here en hy kom vertel vir ons iets anders van die Heilige Gees. Hy sê die Heilige Gees is soos die wind wat waai waar hy wil. En so is elkeen, jy hoor hom, maar jy weet nie waar hy vandaan kom nie en jy weet ook nie waartoe gaan hy nie. En toe sê hy, maar so is dit met elkeen wat uit die Gees gebore is. En die betekenis van hierdie vers is dat wanneer 'n mens uit die Gees van God gebore is, dan is jy onder leiding van die Heilige Gees. En die Gees sal jou lei waar hy jou wil hê. So dit is nie, ek is nie meer self in beheer van my lewe nie, maar die Heilige Gees van God is nou in beheer van my lewe. En soos 'n seilskip wat deur die wind aangedryf word om sy bestemming te bereik, so word ons wanneer ons uit die Gees gebore is. Ek gaan nie waar ek wil nie. Ek gaan waar in die Gees van God my lei. Ek doen nie wat ek wil nie. Ek doen wat die Gees van God my lei om te doen. En waar my eie wil in die pad kom, langs die pad, dit is daar waar ek sê, jammer Here. Here, ek bely my sonde, maar ek sal weer my lewe soos 'n seilspan vir u Heilige Gees se wind om my aan te dryf na die plek toe waar u my wil hê. En dan 'n baie belangrike vers, en ons het eintlik met hom begin, en ons gaan met hom eindig, en dit is in Johannes 20 vers 22, en in hierdie vers is weer die Here Jesus, die Here is klaar uit die dood opgewek, hy het gewys sy lewe, en dan wat doen hy? Hy sê, nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. So wanneer ons praat van die Heilige Gees, dan is 'n beeld wat die Bybel vir ons gee om die Heilige Gees se werk te verstaan en hom persoonlik te verstaan. Want die Heilige Gees is 'n persoon, is wind of asem of gees. Want dit is ook eintlik wat sy naam beteken. Beteken wind, beteken gees, beteken asem. En reg in die begin van die Bybel, toe God die mens gemaak het God die mens anders gemaak as al die ander goed wat hy geskep het. Want hy het in die mens se neus ingeblaas sy eie asem. Hy het die Heilige Gees in elke mens ingeblaas. Hy het die asem van die lewe vir die mens gegee. Maar hy sê toe, as julle gaan eet van hierdie boom wat julle nie mag eet nie, dan sal julle sekerlik sterf. En die mens het in sonde geval, die mensdom. Maar Jesus kom en hy kom maak dit wat Adam verkeerd gemaak het, kom maak hy dit reg. En as ons die boek Romeine lees, dan sal ons sien daar in Romeine praat Paulus van die Here Jesus as die tweede Adam. Dan sê die eerste Adam het dit gedoen, hy het almal kom in sonde stort. Maar die tweede Adam het gekom te herstel en reg te maak. En toe Jesus klaar die volle prys aan die kruis betaal het, en hy het die volle oorwinning behaal oor die dood, en hy het opgestaan uit die derde dag, toe is al die mag weer herstel en in sy hande, en daarom kan hy toe weer oor gelowige mense blaas, en hy kan sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. So hierdie vers in Johannes 20 vers 22 moet ons sien in die lig van Genesis hoofstuk 2, dat dit wat God in die begin gedoen het, en wat toe verkeerd gegaan het, het Jesus toe reg kom maak, en hy het dit herstel, en ons kan weer die lewe hê. Nou ek het dit so 'n bietjie uiteengesit vir ons in die Ou Testament geword, die Hebreëse woord wat gebruik word is ruach, en dis gees of wind of asem, kan ons ruach mee vertaal, en in die Nuwe Testament is dit pneuma, en presies dieselfde, gees, wind, asem.
En dan die betekenis is dieselfde. Die wind waai waar hy wil en stuur diegene wat ontvanklik vir hom is. Maar voor hy dit kan doen, moet daar eers lewe wees. Hy gee lewe. En wanneer hy lewe gegee het, dan kan die wind van die Heilige Gees kom en kan hy ons stuur in ons lewens. So die Heilige Gees het gekom om in ons te kom bly. En soos hy in ons kom bly, word ons gewederbaar, kom ons tot wedergeboorte. En dit is wanneer ons weer daai asem ontvang, die lewensasem, ons word lewendig in die Heilige Gees. Maar wanneer ons lewendig is in hom, dan wil hy soos die wind wees wat 'n seilboot stuur waar hy hom wil hê. So vanoggend wil ek hierdie twee goed by ons los. Die Heilige Gees is die asem van God wat lewe bring, maar as ek die lewe ontvang het, dan moet ek soos 'n seilbootjie wees wat sy seile span, dat hierdie Gees my stuur, nie waar ek wil nie, maar waar hy wil. Amen. Nou ek gaan vra dat Andrei vir ons weer hierdie lied speel, want hierdie lied sê dit sê, dis met die asem wat U vir my gee, dat ek hier kan aanbid. Want voor ons deur die Heilige Gees gestuur kan word, moet ons God eers aanbid, moet ons eers verbind met hom. En die Heilige Gees is in dit alles betrokke. Sonder die Heilige Gees kan ons absoluut niks doen nie. Kom ons staan op, dan bid ons saam.